Elliot van Zyl, hier kom Tokmor nie ongaan nie, maar dis Elliot van Zyl wat dit gaan vat. Elliot van Zyl is een van die Suid-Afrikaanse atlete wat vanjaar vanaf 27 Julie tot 12 Augustus aan die Olimpiese Spele gaan deelneem. Om te kwalifiseer vir Londen, moes Elliot 2 keer 'n 49.50 hardloop. Sy tweede keer was op 4 April in Pretoria met 'n 49.42. Ek is hier by die High Performance Center van die Pretoria Universiteit en gesels eers met Elliot se jarelange afrigter, Henny Kotse. Die belangrikste vraag vir Henny is seker, wat is Elliot se kans vir Londen? Sy kans is verseker 'n goue medalje. Op die oomblik gaan dit baie goed met hom, sy training gaan regtig goed. Alles is op skedule. Hy het geen beserings nie. Hy het ook verlede jaar die 4 beste tye in die wêreld opgestel, so verseker glo ons hy sal die goue medalje kan wen. Daar's nou nog 'n paar maande oor. Waarop fokus julle nou? Dit is vir ons belangrik om by die oefenplan te bly. So hy gaan nie nou so goed hardloop op die oomblik nie. Dit is belangrik dat hy eers skerp is by die Olimpiese spele. So dat ons het 'n direkte voorbereiding wat ons doen die laaste 6 weke voor die Olimpiese spele. Dit sluit dan 1 of 2 groot byeenkomste in. So in daai tyd sal ons weet op watter vlak hy is en of ons nog iets moet verander of wat ook al. Sy beste 400 meter hekkiestyd is 'n nasionale rekord van 47.66. By die 2011 SA Kampioenskappe het hy 'n 47.73 gehardloop. Sover hoor ek nog net goeie goed van jou, maar 2010 was vir jou 'n teleurstellende jaar. Hoe het jy daai amper magiese ommeswaai bewerkstellig? Ja, het was vir my 'n baie slegte jaar 2010. Ek het gesukkel om 48 te hardloop en ek wou so graag 'n 47 gehad het. En sulke moeilike jare dan leer jy maar jouself ken, jy leer jou ondersteuningsbasis baie goed ken. Ek het my 'n besluit gemaak en ek het 'n goeie wintermaand gehad. Einde 2010 hard geoefen, vroeg opgestaan en weer my fokus teruggekry. Is jy ooit bekommerd dat jy nie pas van die afgelope seisoen sal kan volhou nie? Ja, mens moet altyd bekommerd maar ek het baie meer bekommerd as my momentum vol te hou. Ek is nou 26, hierdie jaar is die Londen Olimpiese Spele. Ek sal graag nog die volgende wil doen. Dit is in Rio de Janeiro in Brazil. Baie atlete vang eers hulle topvorm in 'n loopbaan eers op 27, 28, die ou wat die vorige Olimpiese Spele gewen het, Angelo Taylor. Hy het dit gewen op 32, so daar's nog hoop vir my. Solank as ek net fokus om hard te oefen en getrou te bly met my coach en te seker te maak ek doen al die oefeninge, is ek nie te bekommerd nie. Nee. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar ek het ook 400 meter hekkies op skool gehardloop. Dis makliker gesê as gedaan. Jy sal my verseker moet kom wys. Wel, om die storie nou in konteks te plaas, sy beste tyd is omtrent so 12-13 sekondes vinniger as my beste. So dit gaan beteken hy's omtrent klaar en dan is ek nog so in die helfte van die baan. Ek sê wat, ons sit 4 hekkies uit oor 100 meter. Ons maak jou hekkies bietjie laer. Ons gee jou 'n voorsprong, ek kan kyk wat gebeur. Soos julle kan sien, hardloop ek my hart uit en dit lyk of Elliot ligweg draf. Wat sê Elliot? Ek dink ek het jou nou hard genoeg gedruk. Bly jy maar by die TV, maar mooi probeer. Ek staan boeg. Elliot neem ook aan die 400 meter aflos deel by die Olimpiese Spele. Elliot, het jy 'n vaste roetine of bygelowe voor 'n wedloop? Ja, enige atleet moet 'n tipe van roetine hê voor 'n wedloop veral. Ek hang natuurlik die aand voor die tyd my vrokkie uit voor my bed met die nommer op. Dan voel ek so half in die regte momentum om my wedloop te doen natuurlik, maar ek trek altyd my regter spike laaste aan en eers my linker spykerskoen. Dit is maar alles deel van my mental ritueel. Ek het gerugte gehoor van intimidasie in daai call room waar die atlete vir mekaar goeie sê om mekaar te ontseën. Is dit waar? Ja, dit gebeur baie. Dit is alles goed vir die sport. Ek dink die ouens is te erg op mekaar. Ek bedoel ek ernstig, maar mentally kan dit dalk beïnvloed. Baie ouens het byvoorbeeld vir my gesê, ek eet te veel vir 'n wedloop of ek eet te min en jy lyk bietjie vir my te maar of soos, maar mens moet dit nooit kop toe vat nie. Dit is mense sien dit altyd in 'n goeie lig. Hoe lyk jou sielkundige voorbereiding vir die spele? Ek het my laaste 10 beste wedlope gevat en ek en Henny kyk dit maar gereeld deur. Ons kyk my swakpunte en ons probeer daai tipe gevoel kry hoe dit was daai tyd en ek memoriseer dit en ek probeer dit te herhaal. Ek gaan nie vreeslik na sielkundiges toe nie. Om Henny en my ouers, hulle is maar my sielkundiges ter goeie en slegte tye en tot dusver werk dit goed vir my. Hoe lyk dit, sal ons in die stort spring? Jy bedoel seker in 2 verskillende storte spring. Dis ek bedoel dit man. Julle kom eens daarmee. Op pad na die Pretoria Nasionale Botaniese Tuine, vertel Elliot hy hou van veldmotorfietsry en jag. Dan het hy ook beeste op hul familieplaas in Multino. Jy het al die wêreld vol gereis, maar nog steeds klink dit vir my asof jy op jou gelukkigste by jou ouers op die plaas is. Ja, ons plaas in die Oos-Kaap. Ek is baie gelukkig daar. Toe ek 5 jaar oud was, eintlik maar begin met atletiek.
op die plaas. Ek het ons plaaswerkers uitgedaag om met te hardloop. Ek het oor voerbakke gespring nadat ek in 1992 Olympiese spele op TV gekyk het. Ek sal die hele jaar daar voorberei as ek kan, maar ongelukkig kan ek nie so nie. Want ek het 'n baan nodig. So ek moet altyd terug in Pretoria toe. Jy het al gesê dat mense wat nie hulle talente uitleef en jou nogal frustreer. Kan mens daai aflei dat jy nogal baie druk op jouself sit? Ja, ek het hoë standaarde, ek wil graag goed doen. Mense wat nie hulle talente uitlewe nie, dit pla my, dit is een van die goed wat my irriteer. Want ek voel, ou het net 'n paar jare atletiek in jou bene, jy moet dit maar uitgebruik. Later sê hy, wil hy skool hou en boer. Maar vir nou is dit hekkies en 'n troue wat vir 29 September beplan word. Sy verloofde, Erwet van Blerk, 'n langafstand atleet, het ook in April gekwalifiseer vir die marathon by vanjaar se Olimpiese spele. Agter elke suksesvolle atleet staan daar 'n suksesvolle blondekop vrou. Elja se woorde, nie myne nie. Ek dink dalk in ons situasie maybe so, maar ek dink nie in elkeen se situasie is dit so nie, maar lyk my vir hom werk dit. Dit werk nogals goed. Erwet verstaan my lewe, sy verstaan my bewegings, verstaan dat ek baie oor see moet toer om by die wedlope uit te kom. En sy ondersteun my en dis al wat 'n ou eintlik maar wil hê. Elja sê vir my dat voordat jy in sy lewe gekom het, was dit redelik de mekaar. Ja, ek dink ek skep 'n bietjie orde in sy lewe, op so. En ek dink ons maak 'n goeie kombinasie saam met ons atletiek wat ons albei doen en dit is 'n groot passie van ons albei en ek dink ons is 'n goeie span saam. Julle albei is op pad Olimpiese spele toe. Hoe voel julle daaroor? Sy is die eerste dag van die spele en ek is so die derde, vierde dag. Ons sien baie uit. Ek dink ons min paartjies wat kan sê hulle was saam een dag of lank gelede was ons saam by die Olimpiese spele. Ek dink dit is 'n groot voorreg. Ja, lank gelede toe ons nog jonk was. Ek het gehoor dat jy redelik kwaad was vir hom op die dag wat hy gevra het om te trou. Ja, want ons het eintlik 'n hele dag beplan gehad. Ons gaan saam middagete eet en toe gebeur dit net dat ek die hele dag alleen by die huis sit. En ek bel my ma om my frustrasie te verduidelik en sy is net van sy kan nie nou praat nie, sy is besig. En toe ek nou later uitvind, toe was sy en hy besig om 'n ring uit te kies en lekker middagete saam te eet en hier sit ek alleen by die huis. En toe hy by die huis kom, toe moes ek gaan oefen net weer. En toe ek terugkom, toe is die hele huis opgemaak met rose en kerslig en 'n romantiese geleentheid. En toe sê hy vir my, hy is baie lief vir my en toe gaan hy af op albei knieë. Op al twee knieë. Ja, toe vra hy my en toe was ek net, eers was ek tog iets dalk 'n grap, maar toe besef ek dink met al hierdie moeite wat hy gedoen het, dink ek is dalk die reël thing. Nou toe, op twee knieë en 4 baie vinnige bene. So julle sterkte op die Olimpiese spele. Marcella hou duim vas vir al ons atlete wat regmaak vir die spele. Swaai ons vlag hoog en wys die wêreld namens ons almal wie en wat Suid-Afrikaners is.